Soos julle weet nou vanoggend is dit kinderdankoffer en ons het nou hierdie gesing Ek het U lief o Heer en ek en Launa kies die liedere en ek sê nooit vir haar waaroor dit gaan nie en ek sê mos my julle die wat al by Bybelstudies was wat ek gedoen het, ek het altyd 'n woord wat ek sê daar's 'n goue lyn wat dwars deur die Bybel loop en daar's 'n goue lyn wat dwars deur alles loop. Selfs deur 'n erediens is daar 'n goue lyn wat deurgaan. En ek wil vanoggend vir jou vra en ek wil hê jy moet regtig jou hart ondersoek. En dit gaan nie oor my nie en jy hoef nie jou hand op te steek of enigiets nie, maar as jy daai woorde sing, ek het jou lief o Heer, bedoel jy dit? Is dit woorde of is dit jou hart? Want sien as jy dit sê, dan moet jou dade dit back up. As jy sê ek het jou lief o Heer, dan moet dit jou hoe jy optree en wat jy sê en hoe jy beweeg moet daarmee gepaard gaan. En dis waaroor vanoggend se diens uit en uit gaan is. Ek het gedink ons het Woensdag aand kerkraadsvergadering gehad en een van die goeters waaroor ons gesels het is kategese. En 'n klomp goeters rondom dit en toe het ek gedink want ek het hierdie preek eintlik laasweek voorberei, ek het vergeet dis Vadersdag, so toe ek dit voorberei en toe ek nou weer bietjie aan hom gewerk. So hierso is my vraag aan jou en ek gaan my antwoord ook gee aan jou is, hoe sien jy die kerk? Hoe sien jy die kerk? Is dit hierdie gebou wat hier so staan? Is dit iets wat jou opgewonde maak? Is dit iets wat jy net uit die pad uit moet kry op 'n Sondag sodat ons kan aangaan met die res van ons dag? Hoe sien jy die kerk en die kerkdiens? Daar's 'n klomp, ek wil amper sê definisies vir kerk en ons gaan deur die diens gaan ons daarby stil staan, maar ek wil nou net eers stil staan by Sondag, by vandag. Hoe sien jy die kerk? Maak dit jou opgewonde of nie? Want sien Dawid wat God se oogappel was. Ek sê altyd nou die dag gesê by 'n begrafnis, Dawid beskryf die Bybel beskryf Dawid as hierdie klein rooi kop seentjie. Ek het een van hulle is bitterlik stout. Dis pragtig, maar o genade, dit maak nie op vir die stoutheid nie. En dan dink ek by myself, dit is presies, en ek dink dis hoekom Dawid 'n rooi kop seentjie was, want hy was stout, hy het nie geluister vir God nie. As jy kyk na sy lewe in die Bybel, het hy soveel aangejaag, en God het hom nog ongelooflik lief gehad. Hy staan bekend as God se oogappel. En Dawid skryf hier in Psalm 6, ek sal alles opsit, moenie hoor nie, Psalm 26 vers 8 staan daar so, Here, ek het U lief, die woning van U huis, en die woonplek van U heerlikheid. Hoor mooi wat sê dit. Here, ek het lief die woning van U huis. Dis 'n snaakse manier om iets te stel. Ek het lief die woning van U huis en die woonplek van U heerlikheid. Dawid sê baie mooi hierso. Wat sê hy? Hy het die huis lief, maar nie die gebou nie. Dis waaroor dit gaan, want hierdie is net 'n gebou. My mentor, Dominee Wolly, het altyd gesê, ons kan al die banke uithaal en dan kan ons koffietafels hier insit, dan sit 'n koffieshop. Dis nie heilige grond nie. Dis nie hierdie ongelooflike plek, ek kan onthou my pa het gerook, en as hy op die kerkterrein gekom het, dan het hy sy sigaret doodgetrap, want dis heilige grond, ons mag nie rook op heilige grond. Nee, dis nie heilige grond nie. Waar God is heilige grond. Dis belangrik om hierdie te sien. Waar God is heilige grond. So dis die belangrike gedeelte. So Dawid praat hier so, hy sê, die huis is waar jy God ontmoet. Die kerk, hierdie gebou, op hierdie oomblik is die tabernakel, is die tent, is die woonplek van God terwyl ons hier is, want ons nooi hom in om by ons te wees. Daar waar ons God ontmoet, dit is die tempel, dit is die kerk, dit is waar ons in heiligheid ingaan saam met God. Daar's 'n groot verskil tussen 'n huis en 'n woning. Julle weet dit. Hier staan 'n klomp huise hierso in hierdie dorp. Maar hoeveel van hulle is wonings? Want 'n woning is daar waar liefde is.
en daar waar omgee is, en daar waar al hierdie goeders van 'n ma en 'n pa by mekaar kom, jy trek in 'n huis in en jy maak dit 'n woning. Dis baie belangrik. Want sien, hierdie is God se huis, maar maak ons dit 'n woning. God se heerlikheid is hier teenwoordig. Hoeveel keer het jy al die volgende woorde, ek het dit al baie keer gehad, en dan stap mense uit, en dan kry jy na die tyd boodskap, en dan sit soos in, vandag het jy net met my gepraat. Ek wil nie eers sê steek hande op nie, maar het jy al agtergekom hoe dit is? Want hoekom? Jy het jou hart oopgemaak vir die Here terwyl jy hier so sit, om vir hom te sê, hier's ek, God, hierso is hierdie, die Engels het 'n baie mooi woord, this is the vessel. 'n Vessel is 'n ding wat net iets hou. So met ander woorde, is 'n pot of 'n plant of 'n beker of wat ook al dit mag wees. Ons is 'n wessel. Ons is net hierdie ding wat iets hou en daai iets is God. Jy voel God aan en partykeer is dit mos waar jy jou so saggies op die saggies op die skouer tik. Jy al agterkom partykeer tik God jou so saggies op die skouer. En dan fluister hy in jou oor en dan tik hy jou saggies op die skouer en dan fluister hy jou oor en dan begin hy bietjie harder tik en hy het dit met my gedoen, getik en ek wou nie luister nie en toe eendag toe slaan hy my so voor die bors. Luister nou. Want sien partykeer, dis hoe ons met kinders werk. Moenie dan op 'n stadium, dan val die houe maar, en dan word die switch mos aangeskakel, ewe skielik kan werk die ore ook. En dis ons is God se kinders, die Bybel sê dit, ons is die kinders van God, nergens is ons groot mense, ons is altyd kinders, en God moet op 'n stadium tik, en partykeer gaan hy pak slaag gee, sodat jy luister. En dis waaroor dit gaan, is ons moet partykeer half wakker gemaak word. Psalm 84 vers 11, waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. David sê so, dis beter om net een dag in God se teenwoordigheid te wees in die tempel, dis waaroor dit gaan. Onthou, God se teenwoordigheid word verteenwoordig deur die tempel. God was in die tempel gewees. En dis waarvan hy praat. Een dag in God se teenwoordigheid is beter as 1000 jaar sonder hom. Al leef ek sal eerder net een dag leef in u teenwoordigheid as wat ek 1000 jaar leef sonder dat u in my lewe is. Psalm 122 vers 1. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Ek was bly gewees toe hulle gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Is ons opgewonde om kerk toe te kom? Is ons opgewonde oor wat hier aangaan? Is ons opgewonde oor waarmee ons besig is hierso, of is dit net nog 'n tikmerkie? Want sien, dis wat baie keer gebeur. En ek weet, baie van ons doen dit. Dis maar net deel van die proses. En dan moet ons dit verander. Dan moet ons sê, ons kan nie so aangaan nie. Ek is ongelooflik lief vir die kerk. En ek was lief vir die kerk gewees voordat ek enigstens nog predikant was, voordat ek nog enigstens regtig half my hart vir die Here gegee het, want weet julle hoekom? Daar's een rede, julle. En hierdie julle is op verskillende plekke, Bloemfontein, Johannesburg, waar ook al waar ek was daar mense gewees wat op 'n stadium jou ondervang het. Want dink gou 'n bietjie, wat verteenwoordig die kerk? Wat verteenwoordig hierdie gebou? Dit verteenwoordig 'n klomp mense wat lief is vir mekaar. Of ons is veronderstel om lief te wees vir mekaar. Ons moet mekaar opbou, ons moet mekaar optel, ons moet mekaar goedgesind wees. Ons moet veroorsaak dat mense lewe gespreek word na toe. Want die kerk, in die algemeen, die kerk, het veroorsaak dat ek nooit gaan doodgaan nie. My liggaam gaan dalk nie aanleef nie, maar my siel gaan daar wees vir altyd. En dis wat die kerk moet doen. Mense kom hiernatoe sodat daar lewe in hulle ingespreek kan word. Mense kom hiernatoe om ondersteun te word, en dis hoekom ons selgroepe moet hê, en dis hoekom ons manne Bybelstudies het, en al daai goeders, dis vir dit. Dis sodat ons mekaar kan ondersteun, en dis waar mense lief raak vir die Here.
Want dan kom ons in die teenwoordigheid van die Here. Jou lewe verander, jou bestaan verander. Goeders wat jy vasgehou het voorheen aan is nie meer vir jou so belangrik nie. Jy word partykeer gedra waar jy nie kan loop nie, opgetel waar jy geval het. Hier gebeur goed wat op ander plekke nie gebeur nie. Hierso gebeur goed wat op geen ander plek gebeur nie. Ons sien, hier kom gebroke mense na die altaar toe. En as ek praat van die altaar, dan praat ek van die teenwoordigheid van God. Dis waar gebroke mense kom, sodat die stukke weer heel gemaak kan word. Want kom ek sê vir jou een ding, daar's nie mense op aarde wat jou stukke kan heel maak nie. As jy stikkend is, kan jy gaan soek waar jy wil, daar's nie iemand wat dit kan regmaak nie. Hulle kan dit dalk miskien probeer aan mekaar plak, maar hulle gaan dit nie regmaak nie. Die enigste plek wat jy dit kry is by God. Hier kom gebroke mense wat stikkend is, wat hier sit. Hier kom mense om antwoorde te kry op vrae wat hulle partykeer nie eers geweet het hulle het nie. Gewonde mense kom hiernatoe om genees te word en verlorenes kom hiernatoe om die pad te vind. En ons weet partykeer nie eers ons is deel van dit nie totdat dit gebeur. En dan ewe skielik kom jy ook agter, ek het dit nie geweet nie. Ek het nie geweet dis hoe ek voel nie, want ek het hierdie leegte of hierdie wat ook al dit is binne in my wat ewe skielik nou sin maak. Wat is die doel van die kerk? Wat is my en jou doel met die kerk? Wat doen ons hierso? Ek dink is 'n legit vraag. Ons mense, hierdie klomp van ons is hier om ander mense te help, om 'n hegter of 'n verhouding, partykeer is daar glad nie een nie, met God te ontwikkel. Om mense opgewonde te maak oor die Bybel, opgewonde te maak oor die woord. Want as ons nie opgewonde is oor die woord nie, hoe kan iemand anders te opgewonde raak oor die woord? Ons doen Bybelstudie hierso by die diensentrum, en elke keer as ons daar klaar is, dan staan mense op en sê hulle, hoekom het niemand dit nog vir ons gesê nie? Dan is dit net soos maar dis omdat mense nie meer opgewonde word oor God se woord nie. My dogtertjie het nou die dag ingehardloop by die kamer en soos papa, ek het hierdie en hierdie gelees. Weet julle hoe goed laat dit jou voel? As jou kind na jou toe aangehardloop, kom met die Bybel in die hand en sy sê, ek het dit nie geweet nie. En dan verduidelik jy vir haar paar nog goeders, en dan is dit asof daai lig net al hoe braaier en braaier en braaier begin skyn. Dis wat ons moet doen, dis wat ek en jy moet doen, is ons moet die mense rondom ons opgewonde maak oor God. En hoe doen ons dit? Met die hulp van God. Jy kan dit nie doen nie, jy doen dit met die hulp van God, deur die Heilige Gees te vra, help my. Hoe meer jy leer van God, hoe beter leer jy hom ken. Dis soos enige verhouding. Jy kan nie iemand leer ken as jy nie met hom of haar tyd spandeer nie. En hoe beter jy hom leer ken, God leer ken, hoe beter raak jou verhouding met God. En dit is die geheim. Daai is die hoofding. 'n verhouding met God, 'n verhouding met die Here. Hoor gou mooi, en hierdie is 'n kontroversiële opmerking wat ek nou gaan maak. Nice mense gaan nie hemel toe nie. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Oulike mense gaan nie hemel toe nie. Mense wat goeie goed doen vir ander mense gaan nie hemel toe nie. Mense wat 'n verhouding het met die Here gaan hemel toe. Ons verwar dit. Jesus, maar hy was 'n goeie ou. Great. Het hy die Here geken? Nee, dan gaan hy hel toe. Daar is daai ding soos genade. Ek oordeel nie, God kan maak wat hy wil. Maar volgens die Bybel sê dit vir ons reguit in klinkklare taal. Dit is nie eers onduidelik op enige manier nie. Jesus sê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Klaar, dis wat dit is. So ek sê wat die Bybel vir jou sê. Die Bybel sê vir jou, as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, kom jy nie by God uit nie. So dis wat dit is. Om 'n verhouding met God te hê, is die belangrikste ding in die wêreld. Die lewe gaan oor een ding en is een ding alleen, verhoudings.
Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat se titels jy beklee nie. Dit gaan daaroor, as jy nie tyd saam met God spandeer nie, het jy 'n probleem. Want as jy uit hierdie aarde uittreë, waantoe is jy op pad? Jou verhouding met God en jou verhouding met jou familie, met jou geliefdes, dis waaroor dit gaan. Die een doel van die kerk, en dis die enigste instansie, ek het nou regtig gaan rondkrap en regtig gaan soek, en ek kan nie kry nie, as daar ene sê vir my asseblief, dis die enigste instansie wat 100% daarop gerig is, om verhoudings te bou. Dis ons een doel. Ons doen dit op verskillende wyse, maar die een ding waar die brandpunt is verhoudings. Om 'n verhouding te bou in hierdie kerk en in hierdie gemeenskap, om 'n verhouding met die Here te hê. Dis om die verhouding van mense met God te laat groei. Dit is ons doel met elke liewe ding wat ons doen by hierdie kerk. Of dis wat ons veronderstel is om te doen. Sodra jy in jou verhouding met God en met Jesus en met die Heilige Gees begin groei, dan begin jy verstaan wie jy is in God. En voordat jy dit nie verstaan nie, weet jy nie wat jou identiteit nie. Wat is die groot probleem in hierdie wêreld waarin ons nou sit? Kyk na die nuus, kyk na die goed wat aangaan, kyk wat die goed in die koerante skryf. Wat is die groot probleem met al hierdie goeters? Mense weet nie wie hulle is nie. Mense weet nie in wat hulle geanker is nie. So met ander woorde, as jy nie weet wie jy is nie, en jy weet nie in wie jy geanker is nie, dan begin goeters rondfluit soos, ek is dit, en ek is so, en noem my dit, en maak so, en dan ewe skielik begin goeters die mekaar gaan, want jy weet nie waar is jou ankerpunt nie. Wie is jy in God? Jy begin jou identiteit in God vind. En dan begin jy die volgende besef, en dis die belangrike gedeelte, dat jou lewe 'n verskil maak, en dat dit wat jy doen hier op aarde vir altyd 'n ego gaan wees. Want jy's besig om dit oor te dra na die volgende generasie toe. Die eerste keer wat ons in die Bybel lees van die huis van die Here, is in Genesis 28. Jakob is op pad om vir hom 'n vrou te gaan soek op 'n plek, en dan raak hy in die slaap, en terwyl hy in die slaap raak, dan kry hy hierdie visioen, en terwyl hy hierdie visioen kry, dan skrik hy wakker, en nadat hy wakker skrik, Genesis 28 vers 16, dan sê Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, op daai stuk, daar is die tempel van die Here ewe skielik, daar is die tent van die Here, daar is die kerk, op daai plek. Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Hoekom sê hy, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. En dan sê hy hierdie gedeelte, die poort van die hemel. Dis 'n baie sterk sin. Die poort van die hemel. God is hier. God is hier teenwoordig. As God opdaag, kan enigiets gebeur. Daai sin maak nie sin nie, né? Ek sê twee verskillende goeders in dieselfde sin. God is hier, en dan die volgende gedeelte sê ek, as God opdaag, kan dit 'n verskil wees. Dis twee teenoorgestelde stellings. So wat is dit nou? God is, ons het 'n woord, alomteenwoordig. Dit beteken God is oral gelyktydig op enige plek. Hy's hier, hy's in Shoprite, hy's in alle plekke, hy's oorsee, hy's op alle plekke, is God op hierdie oomblik. Hy's alomteenwoordig. Dit beteken nie dat hy teenwoordig is nie. Het jy al agtergekom, partykeer is jy op 'n plek, maar jou verstand is op 'n ander plek? Jy kan die alleenste mens wees tussen 1000 mense. En dis wat hierso is, min of meer, dis moeilik om dit te verduidelik in menstaal, as mens dit so kan stel. God is alomteenwoordig, hy's oral. Maar God doen net iets, as jy, met respek gesê, as jy hom aktiveer. Met ander woorde, as ons God begin aanroep, en ons begin God se naam groot maak,
en ons begin konsentreer op God, dan begin God werk. So ons moet van ons kant af iets doen, dan doen hy van sy kant af iets. God is besig om deur ons te werk, hy is besig om in ons te werk, as ons met hom werk. As ons om hom aanroep, en ons is besig om met hom te praat, dan begin hy die atmosfeer verander. Hoeveel keer het jy al gesit, en dan is 'n mens besig met, soos met praise and worship vanoggend, en dan is daar op 'n stadium, dan sit asof jy voel, asof God net in jou teenwoordigheid instap. Die atmosfeer verander, die temperatuur verander, die omgewing verander. Dis asof daar iets anders, daar's 'n skuif wat plaasvind. En dit gebeur nie altyd nie. Dit gebeur slegs as jy ingestel is op God. Dis 'n wesenlike verskil tussen God se alomteenwoordigheid en God se teenwoordigheid. As ons gemeenskap van gelowiges, met ander woorde, as ons as boeties en sissies in Christus by mekaar kom, dan begin God goeders verander. Dan begin hy goeders beweeg, dan begin hy goeders doen. Genesis 28 vers 17, in die laaste gedeelte sê, dit is die poort van die hemel. Wat is 'n poort? Of die ou vertaling sê poort, nuwe vertaling sê hek. Wat is 'n hek? Wat is 'n poort? Wat is 'n deur? Dis iets wat goeders in of uitlaat. As ons die deur oopmaak, kan mense in of uitgaan. As die deur toe is, kan niemand in of uit nie. Dis wat die kerk is, dis die poort vir die hemel. En hoor mooi, die kerk is nie die gebou nie. Dis die mense in die gebou. Ons kan kerk wees op verskillende plekke, ons gaan nou by dit kom. Wat is die kerk dan? Dis die poort of die hek, is 'n opening, dis iets wat mense toegang gee tot 'n ander plek. Kerk is die poort wat ons leer van God se genade en van sy liefde. Hierdie is verseker nie die enigste plek nie, daar is soveel ander plekke wat ons met God verteenwoordig kan wees en wat ons in sy teenwoordigheid kan kom. Maar die kerk is 'n goeie plek. Ek wil amper sê, as ek moet sê, steek op jou hand, hoeveel van julle het God gevind in die kerk? Dink ek die oorgrootste meerderheid gaan sê hierso. Maar daar's ander plekke ook. Mannekampe, vrouekampe, konferensies wat gaan oor een of iets anderste wat met die Bybel te doen het. Kinderkampe, speletjiesaande waar ons kinders net blootstelling gee aan wie Christene is. Vakansieprogramme, kids games wat ons het gedurende hierdie tyd. Dis alles goeders wat deur die kerk ingestel word sodat ons geleenthede skep om God te ontmoet. Die kerk is die hoop vir die wêreld. Ek sê dit reg en ek bedoel dit uit my, want as ons God se hande en sy voete kan wees hier op aarde, kan jy dink as ons begin om alles te infiltreer? As ons begin 'n deel raak van besluite wat geneem moet word op normale vlakke, maar ons vat vir God in die meeting in. Kan jy dink hoe gaan dit begin verander? Hoe gaan beter besluite geneem word? Hoe gaan instansies begin skuif en beter rigtings begin inslaan? Hierso is die belangrike gedeelte en hierdie moet jy hoor. Die kerk is nie 'n soms ding nie, dis 'n altyd ding. Hoor mooi, ek gaan dit weer sê, as jy dit gemis het. Die kerk is nie 'n soms ding nie, dis 'n altyd ding. Dis nie ek vat my kerk en as ek by die huis kom, dan pak ek my kerkboksie terug op die rak en dan haal ek my lewe boksie uit en ek gaan aan nie. Baie van ons doen dit. Ons het nie nou, ons gaan nee, die kerk hoor daar. Moenie inmeng by hierdie algemene lewe nie. Die kerk is, hy het sy plek op Sondag. Sien hoe dit werk nie. Wat is die kerk? Die kerk is nie perfek nie, verstaan mooi. Hoeveel keer het jy al die volgende woord gehoor? Ek het dit al baie gehoor. Die kerk het my so seer gemaak. Kerk het jou nie seer gemaak, is mense binne in die kerk wat jou seer gemaak het. Kerk is nie perfek nie. Kyk na my, ek is nie perfek nie. Jy is nie perfek nie. Maar die kerk is die plek wat God sy perfekte seun op uitgespreek het. Wat sy bloed oorgestrooi is, wat hy sy genade voorgegee het, sodat ons kan help.
Ons moet dit nie misgis met perfektheid nie. Jesus was perfek gewees, maar hy het saam met sondaars uitgehang. Hy het saam met die laagste van die laagste uitgehang die hele tyd. Hy was baie min in die teenwoordigheid gewees van heiliges, baie min. En as hulle in die teenwoordigheid gewees het, was hulle altyd vies vir hom. Jesus het sy werk gedoen tussen die gewone mense, die sondaars, die ek en jy's, en nog erger. Dis waar Jesus gefloreer het, want hulle ken hom nie. En om daai liggie te sien aangaan, waar iemand uit die donkerheid na die lig toe gaan, is iets ongeloofliks. Markus 8:36, wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat help dit dat ons alles het in die wêreld en ons verloor ons siel? Want dis wat op die ou einde gebeur. Is al wat tel op die einde. Ons moet die voorbeeld wees. Kolossense 3:23. En wat julle ook al doen, ek leer dit altyd vir die kinders met kids games. Hier is een van die versies wat hy sal gaan huis toe kom mee. En wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Alles wat jy doen, doen dit soos vir die Here en nie vir mense nie. Dan gaan jy nie halfhartige werk doen nie. Jy gaan nie konners sny nie. Want jy doen dit vir die Here, jy doen dit nie vir mense nie. Hoor julle weer, as ons die normale wêreld infiltreer, gaan goeders beter begin gaan, want ewe skielik is ons besig om goed vir God te doen in plaas van vir die mense. Want kom ons wees nou maar eerlik met mekaar, daar's mense aan die buitekant wat minder nice is. En dan wil ek nou amper sê, as jy nie weet wie dit is dit jy, so ek voel ook partykeer so. En dan dink ek by myself, wil ek regtig dit met jou doen? En dan spring hierdie versie uit, en partykeer moet mens ongelukkig die olifant in die vertrek aanspreek, en laat dit kan oopkom en uitkom, maar dan gaan jy na die volgende versie toe terug. En wat ook al jy doen, doen dit van harte soos vir die Here, en nie vir die mense nie. Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Dis die boodskap waarmee Jesus die mense uitgestuur het, en ons staan op die skouers van hierdie mense. Want as hulle nie gedoen het wat hulle moes gedoen het, dan het ons nie hier gesit vandag nie. Want hulle het gegaan en hulle het vir mense vertel van God, en daai mense het vir mense gaan vertel van God, en daai mense het vir mense gaan vertel van God, en dis hoekom ons hier so is. Ons het die kerk geword as gevolg van die voorvaders, die eerste kerkvaders, wat op die ou einde gesê het, en dis hoekom ons hierdie kennis oordra. Ons sou nie hier gewees het van dit nie. Psalm 78, ek by die laaste gedeelte. Wat ons gehoor het, vers 3, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, hoor mooi, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag. Van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee en aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak. Met ander woorde, ons moet dit aan ons kinders bekend maak. Dis waaroor dit gaan. Om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet. En die kinders wat nog nie gebore is nie, dit weer aan hulle kinders kan vertel. Nou jy daai bak wat hier gestaan het, watertjies, ek beloof om my kind te onderrig en te laat onderrig. Is ons besig met dit. Hier sê die Bybel dit vir ons weer. Papa, jy is die pa van die huis, jy is die sambreel, jy is die een wat hulle beskerm. Is jy besig om jou kinders te leer van die Here? Want onthou, dis waar kerk ook is. As 'n vers in die Bybel wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, dis ook kerk. Is jy besig met kerk by die huis? Is ons besig om ons kinders te leer by die huis van God? Hierdie is 'n ondersteuningsnetwerk. Hierdie is nie die leerskool. Is ons besig om ons kinders te leer? Dink as ons kinders het wat groot word in die kerk, met Bybelse beginsels, met kerklike beginsels, wat hulle lewe wy aan God, wat besig is om die kerk hulle fondasie te maak.
Hulle leer die waarheid en dan gaan veroorsaak dit dat hulle op 'n sekere manier hier gaan uitstap en gaan lewe en hulle lewens gaan inrig. Met ander woorde, dit gaan gebeur dat hulle hele lewe deurgrond word deur God. Hulle denke, hulle keuses selfs van hulle huweliksmaat gaan hierdeur beïnvloed word. En dan gaan dit deurvloei na hulle kinders toe. Wat aan hulle kinders dit gaan vertel, wat dit aan hulle ongebore kinders eendag gaan vertel. Die kerk word dan die poort van die woord van God. Ek sluit af met hierdie volgende sinnetjie. Jy moet dit nou baie mooi hoor, want ek weet ons lewens is besig, ek weet ons werk, ek weet ons moet geld maak, want ons moet die pot aan die kook hou, ek weet daar's sport, ek weet daar's dit, ek weet daar's dat, ek is self, glo my, ek weet hoe besig is ons kinders. Maar hierdie gedeelte wil ek vir jou sê, en jy moet hierdie regtig baie mooi na luister. Enige iets wat iets werd is, gaan iets kos. Hoor mooi? Enige iets wat iets werd is, gaan iets kos. Enige iets wat iets werd is, gaan iets kos. En ek kan dit ondersteun deur te sê, kyk waar deur die disippels gegaan nadat Jesus weg is. Dis 'n kinderdiens, ek gaan nie in detail daarin gaan, ek sal eendag vir julle vertel wat het al die disippels presies oorgekom, hoe hulle dood gegaan het. Een het normaal dood gegaan, net een. As jy wil iets hê, gaan dit jou iets kos. Jy gaan iets moet opgee om iets beter vorentoe te kry. Die belangrikste wat jy maar nou moet onthou is, soos alles in hierdie lewe, ons gee nou iets op om iets beter in die toekoms te kry. Kom ons maak ons kinders weer vas aan goddelike beginsels. Leer hulle weer wat God gesê het. Jy moet dit doen. Hy sê dit. In die oggend as jy opstaan, as jy aand as jy gaan slaap, skryf teen die deurkusyne. Ons moet ons kinders weer vasmaak. Hier is die wonderlike gedeelte van dit. Sodra jy dit met jou kinders begin doen, dan sit jy saam met hulle en dan word jy ook opgehef. Dan word jy ook nader getrek. Dan is jou verhouding met God ook beter as wat dit was. Aba Vader, Here Jesus Christus, ek wil vir U dankie sê dat ons kan weet, ons is die kerk. Maar die kerk is nie hierdie gebou nie, hierdie liggaam wat hier so sit is die kerk. Ons moet uitgaan en ons moet U naam groot maak. Here, maar ons begin by ons huis. Waar ons daar met ons kinders praat, waar ons daar vir ons kinders voorbeelde is. Waar ons daar weer 'n slag rondom 'n tafel sit en 'n Bybel oopmaak en wat ons uit 'n Bybel het lees en wat ons kinders opdra aan U Here, want op die ou einde vat ons niks saam graf toe nie. Net vir U. En as U nie daar is nie, dan is dit leë grafte. Want dis 'n liggaam wat daar lê. En 'n gees wat nie teenwoordig is nie. En Here, ons wil hê dat ons asseblief kan sê die dag as ons oë toe maak, Here, ek is op pad huis toe. En nie te sê, ek wonder waartoe nou nie. So Here, help ons om dit te doen. Help ons om U weer die senter van ons huisgesin te maak. Elke liewe dag. Amen.